Kom ons word net stil voor die Here en dan roep ons sy naam vanmôre aan. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van Carleton wil die Here groet elkeen van julle vanmôre en hy skenk aan julle sy genade, sy barmhartigheid en sy vrede. Amen. Maar ons is eintlik op soek na ontmoeting met U. En daarom is my gebed vanmôre, Here, dat U vir ons as gemeente ook so aan sal kom ontmoet hier waar ons is. Dat U ons elkeen op ons lewenspad ontmoet waar ons is. En dankie Here dat ons weet, U is ook hier vanmôre by mekaar. En die Gees van God, ons bid dat U vanmôre hierdie erediens kom volmaak, kom vul ons harte, kom vul ons saamwees met U woord, met U liefde, U teenwoordigheid. En Here, maak ons harte en ons gedagtes vanmôre ontvanklik, sodat ons U woord sal hoor, dit sal onthou lank wanneer ons hier van die kerk al weggaan, dat dit nog steeds deel van ons sal wees, en dat ons dit gereeld daarin sal dink, en dat U Heilige Gees ook dit in ons sal kom, die naprediker wees, wat dit sal oor en oor en oor vir ons sal kom herhaal in ons lewens. Baie dankie Here vir ons saamwees, en ons bid net U seën op hierdie diens af vanmôre. Amen. Jesaja 55 vers 1. Kom almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder om te betaal wyn en melk. Waarom betaal julle vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk julle vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit. Ek wil my troue liefde aan julle betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder en gebieder van volke. En nou sal jy nasies ontbied, wat jy nie geken het nie. En nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, terwille van die Here jou God, die Heilige van Israel. Omdat hy jou in eer herstel het, vra na die wil van die Here, terwyl hy nog te vinde is. Roep hom aan terwyl hy nog, nou het ek my plek verloor. Roep hom aan terwyl hy nog naby is. Goddeloses moet sy verkeerde pad laat staan, die slegte mensheid, slegte planne. Hy moet hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom genadig wees. Hy moet hom tot ons God bekeer. Hy vergewe altyd weer. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Ek gaan net tot daar lees vanmôre. Hier is 'n bekende gedeelte. Ek dink die meeste van ons, toe ons begin lees het, toe ek die woorde begin lees het, het julle gesê, maar ons ken hierdie gedeelte. Ons het hom al gehoor. Ons het al 'n paar preke in julle lewe seker daaroor gehoor. Ons gaan vanmôre by 4 gedagtes stil staan. 4 gedagtes wat in hierdie stuk van Jesaja na vore kom. En hy praat met ons, en hy kom eers met 'n uitnodiging. Hy sê, kom almal wat dors is. Kom almal wat dors is. Die Here gee 'n uitnodiging. En nou weet ek, baie keer praat mense in die kerk oor iets soos die uitverkiesing. En ek dink baie van ons het vra baie keer oor die uitverkiesing, want daar is 'n groep mense wat sê dat die uitverkiesing is so dat God het sekere mense al reg voor die begin van die wêreld uitgekies, en ons weet nie eintlik regtig of ons uitverkies is of nie vir uitverkies is nie.
En baie keer sukkel mense met hierdie begrip rondom die uitverkiesing. En nou lees ek hierdie woorde, en dan kom die woorde van die Here na my toe, en hy sê, kom, almal wat dors is. En nou gebruik die Here eintlik 'n uitdrukking wat van toepassing op alle mense. Wie van julle was nog nooit dors in julle lewe nie? Niemand nie. Maar die Here gee 'n uitnodiging en sê, kom almal wat dors is. En ek verduidelik baie keer as ek praat oor die uitverkiesing, dan praat ek baie keer oor hierdie term te sê, uitverkiesing is nie iets wat ek vooraf weet nie. Baie mense verstaan dit, dat asof jy vooraf so geprogrammeer is, dat jy kan net vir die Here kies, of jy kan nie vir die Here kies nie. En dis nie wat die uitverkiesing eintlik beteken nie. Die Here kom nooi ons almal uit. Hy kom roep ons elkeen, en hy sê vir ons, kom almal wat dors is, kom na my toe, kom kry vir julle water, selfs al het jy nie geld nie, selfs al het jy niks nie, kom, ek nooi jou uit. En daar is nie een mens in die wêreld wat nie uitgenooi word deur die Here nie. Net soos dit geen mens in sy lewe nooit dors word nie. Net soos is geen mens uitgesluit uit hierdie uitnodiging van die Here nie. Hoender? Gaan jy uit? Skus, die hoenders wil ook kom luister vanmôre. Hy is uitgenooi, ek moes hom seker nou nie uitgejaag het nie, want hy is ook uitgenooi. Ek myself nou hier in die rede val. Maar die Here nooi ons almal uit. Vir elkeen van ons is daar 'n uitnodiging om te sê, kom. Nie almal gaan dit aanvaar nie. Nie almal gaan hierdie uitnodiging aanvaar nie. Ek het iemand eendag hoor praat en gesê, die verduideliking gee, hy sê, kom ons sê daar's 'n spesiale aanbod. Een van die groot maatwinkels kom en hulle sit 'n aanbod en hulle sê, elkeen wat vanmôre by hulle winkel opdaag, sal 'n groot, wat ook al, R100,000 kry. Net om daar op te daag. Daar daag op die ouende 10,000 mense op. 10,000 mense kry R100,000 elkeen. Die res van die mense het nie opgedaag nie. Beteken dit dat die res van die mense nie uitgenooi was nie? Nee, almal was uitgenooi. Maar die 10,000 wat opgedaag het, hulle het gereageer en hulle daar uitgekom. Hulle kan sê, ek wil nou amper die woord gebruik om te sê, ek is uitverkies. Ons is uitverkies om daai prys te gekry het. Die ander 10,000 sal nou dalk sê, maar ons was nie uitverkies nie. Maar dis nie hoe dit werk nie. Die Here wil vir ons sê, julle is almal welkom. Nie almal gaan reageer nie, want party van ons gaan ons harte verhard. As ek reeds aanvaar het, dit wat die Here vir my gee, kan ek terugkyk en ek sê, dankie Here, dat U my genooi het, en dat ek nou deel is van die volk, deel is van die kinders. Maar ek kan nie buite staan en sê, die Here het my nie genooi nie, want die Here se uitnodiging is vir almal. Maar as ek binne staan, kan ek buite toe kyk en sê, dankie Here, dat ek nou hier is. En dis eintlik ons die uitverkiesing moet verstaan. Ons kan onsself nie uitsluit nie, om buite te staan en te sê, ek sal nooit daar kom nie. Ek is nie uitverkies nie, daarom sal ek nooit daar kom nie. Dit mag ek nie doen nie. Maar as ek binne is, dan kan ek sê, dankie Here, dat U dit so gewil het in my lewe, dat ek vanmôre hier staan. En ek dink dis baie keer waar mense die fout maak, is hulle wil van buite af staan en kyk en sê, ek sal nooit daar kom nie,
want ek is nie uitverkies nie. Ons het een oggend in die Bybelstudie het ons gepraat oor geloofsekerheid. En ons het mekaar gesê, maar kan ons seker wees? Wie van julle dink 'n mens kan geloofsekerheid hê? Seker wees dat jy eendag in die hemel is? Jy gaan nou so 'n paar hande op. Wat sê die Bybel vir ons? Ek vra altyd, wat sê die Bybel vir ons? Kom ons gaan kyk byvoorbeeld na Johannes 1 vers 12. Wat sê die Here vir ons daar? Almal wat glo en bely dat Jesus die Here is, het die Here wat gedoen? Hy het hulle mag gegee om kinders van God genoem te word. So ja, ek kan myself 'n kind van die Here noem, want die Here het my die mag gegee en gesê, as jy glo en bely dat Jesus die Here is, dan kan jy dit doen. Wat skryf Johannes in 1 Johannes 5 vers 13? Hy sê, hierdie brief skryf ek vir julle sodat julle wat kan weet? Sodat julle kan weet, seker kan wees, dat julle die ewige lewe het, die wat glo dat Jesus die Seun van God is. Wanneer ek reeds Jesus aangeneem het, wanneer ek hierdie uitnodiging van hom aanvaar het om te sê, kom, en ek kom na die Here toe, ek bring myself by die Here, en ek sê en ek ervaar wie die Here is, en ek bely dat Jesus die Here is, dan kan ek die sekerheid in my hart hê, dat ek 'n kind van die Here is. En dan kan ek die sekerheid in my hart hê, dat die Here ook my en jou gekies het. Maar daar is 'n tweede belangrike ding wat ons baie keer mishoor met die uitverkiesing, en dit is as 'n mens gaan lees in die Bybel, waar die Here praat oor uitverkiesing, dan sê hy altyd vir ons, jy is uitverkies tot. Jy is uitverkies tot wat? Toe die Here agter die disippels, voor die disippels uitgeloop het en gesê het, kom, volg my, ek sal julle wat doen? Vissers van mense maak. So jy is uitverkies, jy is geroep om my te volg as disipel te word, sodat jy wat kan doen? Net lekker agteroor kan sit op jou leunstoel daar by die huis, op jou lazy boy? Nee. Sodat jy disipels van mense kan maak. So jy is altyd geroep tot iets. Niemand het geroep tot saligheid en om in 'n versoening met die Here te leef nie, maar jy is ook geroep tot diens in die kerk. So deel van die uitverkiesing is ook om geroep te wees, om diensbaar te wees in die kerk. So hierdie deel het, hierdie hele thema het eintlik twee belangrike dele, wat ons moet saam lees. Ek is uitverkies, die Here het my geroep, en ek kan dit sien, wanneer ek die woord van die Here aanvaar het. Ek kan dit nie van buite af gebruik, as 'n kwalifikasie, hoekom ek nie 'n kind van die Here kan word nie. En dis wat baie mense doen. Dis nie dat die Here nou so 'n bladsy opgestel het en gesê het, hier is die ouens wat ek nou uitverkies het, en hier is die ouens wat ek nie uitverkies nie. Jou keuse om die Here te volg, maak of jy deel is van daai lys of nie. Maar die tweede is jy is ook nooit uitverkies net om te wees nie. Jy is uitverkies tot diens in die Here. Maar die uitnodiging is vir almal. Jesaja sê, kom almal wat dors is. Kom almal wat dors is. Kom na die water toe. Kom kry vir julle, kom koop vir julle. En die Here stel nie voorwaardes om te sê, jy moet net so en so wees nie. Jy moet kom koop, maar jy moet geld hê nie. Nee, hy sê, kom kry vir jou wat? Verniet. God se genade is verniet. Want dan sou dit nie genade gewees het nie. Nee, anders sou dit 'n verdienste gewees het. Maar genade is verniet, en die Here sê vir ons, kom kry verniet. Dis joune, ek gee vir jou. Kom net na my toe. Ek sal vir jou die water gee. Ek sal vir jou dit gee wat jy nodig het in jou lewe, kom kry vir jou. En dan kom sê die Here die volgende gedeelte, dan sê hy vir ons daar in vers 2, so in die laaste gedeelte, en kom ons begin by vers 2, vir die eerste deel, as wat daar staan, waarom betaal jy vir iets wat nie brood is nie, en waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Interessant. So die eerste vraag die Here vir ons, of nooi die Here ons uit, hy sê vir ons, kom, almal wat dors is, kom kry vir julle, ek gee vir julle verniet, julle het nie nodig om te koop nie, die water is verniet, alles is verniet.
Maar dan sê hy vir ons, waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Waarom doen jy dinge, koop jy dinge, wat nie regtig jou kan gee, wat jy nodig het nie? En ek dink hier is 'n baie legitieme vraag in ons moderne lewe. Want baie van ons mense is so gejaagd, ons is besig om te werk, en ons is besig om aan die gang te bly, en ons is met soveel honderde dinge besig in ons lewe, en baie keer het ons die tyd om stil te word by die Here nie. En ons koop, en ons gaan aan, en ons doen dinge, en ons bly eintlik leeg, want ons koop dinge wat ons nie regtig ons diepste behoefte kan bevredig nie. En die mens se diepste behoefte is 'n behoefte aan die Here. Is 'n behoefte aan verlossing en die sekerheid dat ek hierdie lewe maar nie net verniet leef nie. Dat hierdie lewe maar nie net verbygaande is, dat ek 50 of 60 of 70 of 80 jaar oud word en as ek doodgaan, dan word ek nou maar net weer stof en dan is alles verby nie. Maar om te weet, my lewe het iets beteken en dat ek hierna ook sal leef. Dat daar ook vir my 'n ewigheid sal wees na hierdie lewe waarmee ek nou besig is om te lewe. Dis die mense grootste behoefte. Om te weet, daar is iets meer as hierdie lewe. En net hierdie kort tydjie van die lewe. En nou vra die Here vir ons daai vraag, waarom is jy so besig met ander dinge in jou lewe? Jy maak jou lewe vol met vol goeders. Ek en Andy is nou so op 'n stadium in ons lewe wat ons bietjie kyk na ons huis en sê, sjoe, maar is daar maar baie gemors wat ons so oor die jare vol gemaak het. Ek dink Janet sal saam met my haar kop skip sy en Rian, as hulle nou besig is om op te pak, om in te pak en bokse te vol te maak, en besef jy so, wat maak ek met al hierdie goeders? Ek het dit vir jare nie eers gebruikie. Nee, op Christo, hulle is ook weer een van die dae op pad, so hulle gaan dieselfde oor 'n paar dae sê, as hulle begin inpak, om te sê, wat maak ek met al hierdie goeders? Ons maak vol, en ons maak by mekaar, en party van die goed staan net daar, en dit lyk mooi, en alles, maar wie van ons kan dit saamvat? Ons kan nie. Wat kan ek saamvat? Wat is die kos wat ek kan saamvat? Wat is die enigste ding wat vir my 'n lewe sal gee wat hierna betekenis sal hê? Dis om stil te word met die woord van die Here. Dis om stil te word met die Here self. Dis om in 'n verhouding met die lewende Here te leef. Dis die enigste. En ons kan so ons prioriteite verloor in die lewe, en ons kan so besig word met al die ander dinge, dat ons die Here langs die pad verloor. Die Here sê vir ons, luister, kom net vir 'n oomblik en word net stil en sê, waarom doen jy wat jy doen? Waarom is jy eintlik besig? Waarom koop jy dinge wat jou nou nie regtig vir jou ewigheidswaarde in jou lewe het nie? Waarom is jy net daarmee besig, of so daarmee besig, dat jy afskeep dit wat vir jou ewigheidswaarde het? Waarom? En dan daar in die tweede deel van daai vers, dan kom sê hy vir hulle, luister, gee aandag, luister. Dan vers 2 en vers 3, dan sê hy, luister aandagtig na my, sodat julle kan eet wat goed is, en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom na my toe, luister en jy sal lewe. Ek wil met jou 'n ewige verbond sluit. Ek wil met my troue liefde aan jou betoon, soos aan Dawid. Ek het hom 'n getuie gemaak vir die volke, 'n regeerder oor gebiede. En dan sê die Here, maar ek wil met jou dieselfde doen. Luister, gee aandag. Daar's dinge in hierdie lewe wat belangrik is, maar daar's dinge in hierdie lewe wat primêr is, wat die hart van alles is. En ons hoor so baie keer, want ons sê, ons kan alles in die lewe wen, maar as ons nie Jesus het nie, dan het ons niks nie, nee. En Jesaja wil vir ons dieselfde boodskap bring om te sê, die Here nooi ons almal uit, hy sê vir ons, kom,
kom ek nooi jou uit. Kom na my toe. Kom as jy dors is, daar die ewige dors is, dieselfde dors waarvan hy praat by die vrou by die put in Johannes 4, nee. As hy vir haar sê, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy vir my gevra het om vir jou water te gee. En dan sê sy, maar Here, jy het nie eens 'n skepding, en dan sê hy vir haar, die water wat ek gee is die water van lewe. Is dieselfde as Jesus sê, ek is die brood van die lewe. En vir ons sê, wie nie van my eet nie, wie nie deel het aan my nie, as hy daar nagmaal instel, dan sê hy vir die disippels, dis my liggaam. As jy nie deel het aan my nie, dan kan jy regtig lewe nie. Jy kan bestaan, jy is, maar jy leef nie. En daarom sê die Here vir ons, luister aandagtig na wat die Here in elkeen van ons se lewe wil doen. Kom hoor wat die Here vir jou sê, wat hy met jou lewe wil doen, en hoe hy jou lewe wil verander, sodat jy kan word wat die Here wil hê jy moet wees. Dis tye in ons lewe wat ons net moet stil word, net moet gaan sit en luister. So baie, hele klompie jare gelede was ek daar by 'n kampterrein daar in die Kaap, daar naby Wellington, so in die Beinskloof, is daar 'n kampterrein. Ons is daar met een of ander retreat, en eendag het ek net so uitgestap en net so op 'n rots gaan sit. En ek het net gaan stil word. Nie gaan praat nie, gaan stil word. En dit is ongelooflik as jy so stil word, waarvan jy bewus word rondom jou. En die Here wil vir ons elkeen in ons lewe sê, jy is so gejaag, jy is so besig, jy is so aan die gang, jy is elke oomblik van elke dag is jy besig. Word net bietjie stil, sodat jy kan aandag gee en kan luister wat ek vir jou wil sê. Ek wil nie jy met my kom praat nie, word net stil sodat ek met jou kan praat, sodat ek my wil aan jou kan bekend maak, sodat ek jou kan begelei oor wat jy in jou lewe moet doen. Word net stil, gaan sit net stil. Jy hoef nie te praat nie, jy hoef nie te dink nie, sit net. Ons het so uitdrukking daar by ons wat sê, sometimes I sit and think and sometimes I just sits. Partykeer moet jy net sit, nee, so jy moet partykeer net gaan sit, en word net stil voor die Here, moenie dink nie, moenie praat nie, moenie wonder nie, maak jouself leeg, sodat die Here met jou kan praat, want dis vir die Here sê, luister, gee aandag, want ek wil met jou praat, maar jy is so besig met jou elke dag, dat ek nie by jou uitkom nie, word net stil. En dan kom sê die Here vir ons in die laaste gedeelte, hier vers 9 wat ons gelees het, dan sê hy, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Dit wat ek doen is nie wat julle doen nie. Ek is anders as julle. Is dit nie so wonderlik nie? Dat die Here wil ons kom iets anders leer. Ons is gewoond, ons het ons eie rituele en tradisies en maniere op ons dinge doen en alles, en die Here sê vir ons, word net vir 'n oomblik stil, gee net aandag. Want ek is anders as julle. En ek wil hê julle 'n bietjie by my kom leer, sodat julle kan wees soos ek is. Julle is so besig met alles, maar julle gee nie aandag aan die belangrikste nie. Kom word net vir 'n oomblik stil. Sodat jy kan hoor en kan ontvang wat ek vir jou beloof en my pad waarmee ek met jou wil loop. Want ek wil met jou 'n ewige verbond sluit. 'n Ewige verbond. Dit beteken daai verbond gaan nie ophou nie. Ons leef nog steeds in die verbondstyd. Die verbond wat die Here met ons wil sluit is 'n ewige verbond. Wat sê hy vir ons? Ek wil vir jou God wees en jy moet my kind wees. Ons leef nog steeds in daardie verbondstyd van die Here. Die verbond het nie verbygegaan nie. Die Here sê net in die Nuwe Testament, sê Jesus, ek kom maak met julle 'n nuwe verbond. Maar die verbond het nie opgehou nie. God werk nog steeds met ons, en daardie verbond kom sê tog God nog steeds vir ons, ek wil met jou 'n ewige God wees, ek wil 'n ewige Here vir jou wees, en jy moet vir my 'n kind wees. Kom word net stil, en kom leer by my, want my wee, my gedenke, my denke oor die wêreld, en oor kerk wees, en hoe julle moet leef met mekaar, is anders as wat julle doen.
Word net vir 'n oomblik stil. Kom sit by my voete en kom leer by my. Want ek sal jou iets niets leer. Ons dink, ek moet eers reg wees, myself reg maak voor ek by die Here kan kom. God sê vir ons, kom net soos jy is. Kom net soos jy is, kom. Al het jy nie geld nie. Al het jy nog jou hare gewas nie en jou tande geborsel nie. Kom. Kom net soos jy is. Ek stel nie voorwaardes nie. Ons dink, ek moet eers sterk wees en selfversorgend wees voordat ek kan bid. Die Here sê vir ons, kom in jou swakheid. Kom in jou leegheid. Want dis wanneer ek jou kan gebruik. Ons dink, ek moet eers verstaan voordat ek kan glo. Is dit nie so nie? Geluister maar die vraag wat mense in debatte vra oor hoekom glo ons. Mense wil verstaan, hulle wil weet hoe werk die drie-eenheid en hoe werk al hierdie teologiese begrippe en hoe werk God. Ons wil probeer verstaan. Die Here sê vir ons, jy kan glo as jy net luister, aandagtig luister en stil word, dat ek jou kan leer. Maar ons is so besig met die wêreld, dat ons nie altyd by die Here wil leer nie. Ons dink ons moet eers betaal voor ons iets kry. Is dit nie maar die wêreld waarin ons leef nie, nee? Jy moet kom by die winkel, en as jy iets wil hê, moet jy dit in jou trolley laai, maar voordat jy dit kan gebruik, moet jy eers gaan betaal. En daarna is dit joune, en dan kan jy daarmee doen wat jy wil. Die Here sê vir ons, kom na my toe, al het jy nie geld nie, al het jy niks om mee te koop nie, kom kry verniet, my genade is verniet, my liefde is verniet, my omgee is verniet. Ons dink ek moet eers my lewe reg kry voordat God my kan gebruik. God kom sê vir my, ek gee my troue liefde aan jou, al is jy nog ver van my af. Wat skryf Paulus daar in Filippense, hy sê, toe julle nog vyande was van my, het ek julle al lief gehad. Toe julle nog vyande was, het ek julle al lief gehad. Die Here kom nooi ons almal vanmôre uit, hy sê vir ons, kom na die water, julle wat dors is, kom sit aan by die tafel, daar's vir julle genoeg, ek het my liggaam vir julle gegee, ek het my bloed vir julle gegee, sodat julle die ewige lewe kan hê. Kom, kry vir julle verniet, want dit is genade. En mag ons vanmôre daardie uitnodiging van die Here aanvaar. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre u woord hoor, en wil u gee, Here, dat ons hierdie woord ook ter harte sal neem. Dankie vir die uitnodiging wat u vir ons elkeen vanmôre kom gee, om te sê, kom word stil voor my, kom luister. Waarom is jy so besig in jou lewe met al die dinge wat vir jou eintlik niks bring nie? Terwyl jy dit wat vir jou alles kan bring, die lewe kan bring in oorvloed, afskeep. Kom na my toe. As jy moeg en oorlaai is, kom na my toe as jy dors is, as jy honger is. Want ek sal jou laat aansit by 'n tafel, ek sal voor jou 'n feesmaal voorberei, want my liefde vir jou is so groot. Vader, kom u en ontmoet ons vanmôre, nie alleen in hierdie erediens nie, maar ook hier by die nagmaaltafel waar ons gaan aansit binne 'n paar minute. En gee, Here, dat ons waarlik 'n ontmoeting met u het. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek nooi julle uit om saam met my weer aan te sit by die nagmaaltafel. Kom bedien julle self met die brood en die wyn of die druiwesap. Die middelste kringetjie is altyd druiwesap, en daarna sal ons saam die nagmaal gebruik. Broers en susters, ons het almal vanmôre die uitnodiging gekry. Julle het kom aansit by die tafel. Julle het julle self kom bedien.
En daarmee sê julle ook vanmôre, ons hoor die uitnodiging, ons aanvaar die uitnodiging. Kom ons gaan sit nou by die voete van die Here. Hy wil ons voed. Nie alleen met hierdie brood en die bietjie wyn wat ons hier het nie, maar hy wil ons voed elke dag van ons lewe. Deur sy liefde in ons uit te stort, deur met ons elkeen 'n lewende verhouding te hê. Kom ons aanvaar dit en maak dit deel van ons lewe. Die brood wat ons vanmôre breek, is die teken van die liggaam van Christus, wat vir ons elkeen gebreek is. Neem dit, eet dit, dink daaraan en glo, dat Jesus sy liggaam vir ons gebreek het, as 'n ewige versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging het Jesus nadat hulle die brood gebreek het, ook vir die disippels gegee, sodat hulle dit kan omstuur, vir hulle gesê, hierdie beker van danksegging is die teken van my bloed, wat vir julle gestort het aan die kruis. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat my bloed vir jou gestort het, as 'n volkome verlossing vir al jou sondes. Dankie vir die genade wat in ons elkeen se lewe wil kom uitstort. Ag Here, daar is soveel om dankbaar voor te wees. Daar is soveel om te sê net dankie Here. Dankie Here vir ons hier wees, dankie vir ons mens wees, dankie vir alles wat ons elke dag uit U hand ontvang. Ons bring aan U al die lof en al die eer. Kom ons ontvang vanmôre die seën van die Here. Mag die Here ons God jou vul met die water van lewe. Mag hy jou dors stil en jou hart vernuwe. Mag sy woord jou lei, sy liefde jou dra, sy genade jou omvou, sy krag jou versterk elke dag wat kom. Gaan leef in die vrede van Christus. Amen.